Ek is Raymond Lombard, leraar van die Volle Evangeliekerk van God, Lewende Woord, De Tyger daar in Parow, en ek gaan met u gesels vanaand op fokus op die woord, en die interessante saak wat ek vanaand met u gaan aansny, handel dan oor Bybelkursus wat ek vir u gaan aanbied, en ons begin met dogmatiek. Daar's baie interessante vakke wat gaan kom, wat ek vir u op die lig gaan aanbied. Dogmatiek handel oor die leer van die skrifsekere onderwerpe. Ons het hermeneutiek, het te doen met skrifuitleg en Christelike bewysleer. Kan ons sekere dinge aangaande Christus bewys. Daar is koninkryk teologie, baie interessante vakke, ook polemiek. Polemiek handel oor die strydvraag oor die lewe na die dood. Wat gebeur wanneer 'n mens sterwe? Wat sê die Bybel vir ons as 'n kind van die Here sterwe of 'n sondaar? Hoe lyk dit aan die ander kant van die dood? Maar vanaand is baie interessant, begin ek met u met die vak dogmatiek. Nou as u nou wonder waaroor dogmatiek handel, dogma het te doen met leerstuk. Onomstootlike leerstuk, in ander woorde wat geen teespraak duld nie. Op stellige wyse asof daar geen twyfel kan bestaan nie. Want ons het tog almal 'n teologie. Ek bedoel, teologie is mos mensewerk. Openbaring is Gods werk, maar teologie is die werk van ander, van onder, van die aarde af. Openbaring werk van bo af, van die hemel af. Die sin van teologie is dat mense oor God en sy werke nadink. Teologie leer 'n mens dinge oor die persoon en werk van God. En teologie is dus 'n menslike wetenskap. Die term teologie beteken dat mense iets oor God sê. Ek bedoel, u wil vir my iets oor God sê en ek wil vir u iets oor God sê. En omdat mense vanuit verskillende vertrekpunte oor God praat, is daar wyd uiteenlopende teologieë, gesprekke, denkpatrone, perspektiewe rondom God. En wat vir ons belangrik is wat leer die skrif vir ons rondom die Godheid, wat leer die skrif vir ons rondom Christus Jesus, Satan, sonde, versoening, regverdigmaking, heiligmaking, die wederkoms van die Here, restituisie, belydenis, gesondmaking, die gawes van die Gees, die inspirasie van die Bybel. Al hierdie dinge word dan behandel onder die gedagte van dogmatiek. En ek kyk baie uit, en ek dink dat u gaan dit baie geniet om saam met my deur hierdie vakke te werk. Nou ja, my taak is om elke tweede Vrydag aand met u te gesels uit die woord van die Here. Dr. Soon Sewenster doen die interim aande, wanneer hy dan nou nie hier kan wees om op te neem, dan sal myne dan voortgeset word elke Vrydag aand, tensy hy dan kan inkom vir sy opname. So luister nou maar elke Vrydag aand en maak seker dat u inskakel sodat u nou nie iets mis nie. Vanaand gesels ek met u oor die inspirasie van die Bybel. Waar kom die Bybel vandaan? Dit is goed om te weet wat jy glo. Dit is noodsaaklik om nog daarby te weet waarom jy so glo. Sodat jy nie dat jy wel die nie-Christelike godsdienste en gelowe kan verklaar en kan beoordeel. God het tog sy wil en sy gedagte aan die kerk deur 'n besondere openbaring en inspirasie bekend gemaak, naamlik die Heilige Skrif, die woord van God, die Bybel. Nou, die begrippe openbaring en inspirasie moet nie met mekaar verwar word nie. U moet nou baie mooi kan 'n onderskeid maak tussen die twee woorde. Alhoewel albei met die goddelike oorsprong van die Bybel te maak het, is dit tog nie sinoniem nie. Henry Thiessen onderskei hierdie twee begrippe so: Revelation is the communication of truth that cannot be otherwise discovered. Inspiration has to do with the recording of that truth. Nou die Bybel verklaar dit self in 2 Timoteus 3 vers 16.
lees ons dat die woord van die Here sê, en ek blaai nou daarheen, maar lê jou daarop toe, om jou beproef voor God te stel, as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid regsny. Dit is nou 2 Timoteus 2 vers 15, want dit is wat die Here wil hê wat u en ek moet doen. Ons moet ons daarop toelê om die woord van die waarheid reg te sny. Dit is soos 'n man wat 'n skietlood in sy hand het, en nou moet hy die woord sny. Nou, hoofstuk 3 vers 16 sê, die hele skrif, die hele Bybel, is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot onderwysing, tot 'n teregwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. En dan sê 2 Petrus 1 vers 21, geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek. So, wanneer ons praat oor die Bybel, die inspirasie van die Bybel, as heilige skrif, dan sê ons, dit is ter wille van die oorbring van die boodskap van God aan die mens. Daarom word daar gepraat in sekere kringe van die transmissio. En dit is om vir die mens dit verstaanbaar te maak. En dan het ons te doen met expositio. Dit is om dit te interpreteer. En dan het ons die translatio, die vertaling, en uiteindelik die commentatio, die kommentaar. Nou, die basis van inspirasie is die volgende. 'n lewende God wil kommunikeer met ander geestelike, ontvanklike wesens. In die geval, die mens. Dit vorm die basis van inspirasie. God in die hemel wil met jou kommunikeer as mens. En sy woord is dan die medium waardeur God met u gaan praat. Nou, in hierdie proses van kommunikasie, onthou, 'n lewende God wil kommunikeer met 'n geestelike wese, 'n ontvanklike geestelike wese, die mens. Nou, daai kommunikasieproses loop as volg. Ons het te doen met openbaring. Dit het te doen met die meedeel van andersins onkenbare waarhede. Ek bedoel, as God nie homself aan ons kom openbaar het nie, sou ons hom nooit geken het nie. Want God is tog kosmies transcendent. Maar het klink nou verskriklik, maar dink nou weer, wat beteken die woord? Kosmies, kosmos, te doen met die skepping, transcendent, dit gaan oor dit. In ander woorde, God is buite die skepping. God is nie deel van die skepping nie. As u dink dat God is deel van die skepping, het ons te doen met pantheïsme. Dit is die leer van die New Age, dat God is in die skepping opgeneem, en nou is hy deel van die skepping, en nou is ek God. Nou dit kan nie so wees nie. God is buite die skepping. Die Bybel begin mos, in die begin, het God die hemel en die aarde geskape. So voordat die skepping daar was God daar. En nou God kom in die skepping, en hy kom openbaar homself aan die mens. En die wonder van God se openbaring vind ons maar hoofsaaklik in Christus. Nou, openbaring het dan te doen met die meedeel van andersins onkenbare waarhede, terwyl inspirasie die juiste oordrag en opskrifstel van die voorgenoemde waarheid is. So dit wat God sê, die waarheid daarvan moet korrek neergepen word. So die Bybelse inspirasie het te doen met dat ons hier 'n geskrif het wat die ware woorde van God bevat. En dan op dit volg illuminasie. Naas openbaring, inspirasie, volg illuminasie. Dit het te doen met die toeligting van die menslike verstand deur die Gees van God, ter wille van die verstaan en begryp van wat God sê. So hier kom God se Gees en hy verlig ons denke,
ons menslike verstand deur die Gees van God, sodat ons kan verstaan en begryp en kan sien wat God vir ons wil sê. So ons het openbaring, inspirasie, illuminasie, en dan het ons kommunikasie. Dit is die deurdring van die Godsgees tot die menslike gees. So God wil deurdring tot binne in die diepste essensie van u en my wese. Hy wil met ons kommunikeer deur sy gees in ons gees. En hier het ons die hele proses. God kom openbaar homself, dit word neergepen, die woord van God is daar. Wanneer ek dit lees, verlig die Gees van God dit, en nou praat God met my. Daarom in 2 Petrus 1 vers 21 en in 2 Timoteus 3 vers 16, jy moet maar asseblief 'n notaboekie en 'n pen byderhand hê en u Bybel, dan kan u nou rustig saam met my na van hierdie tekste gaan kyk. Maar daardie woordjie wat gebruik word daar in 2 Petrus 1 vers 21, given, moved, want in 2 Petrus 1 vers 21 lees ons in Engels, die Afrikaans sê gedrywe, die Engels sê moved, dit beteken om aan te help, voor te dra. Nou, 2 Timoteus 3 vers 16 sê ingegee, die woord is ingegee, en die woord is daar in Engels, given by inspiration. Nou, die woordjie inspiration, theopnetos, het ons hier te doen, theos, God, en om te adem, ander woorde, God uitgeadem. Wat ons dus hier het is, die Bybel self sê, dat die woorde wat ons hier lees in die Bybel, is deur God uitgeadem. Soos wat 'n wasem by u mond uitkom vroeg in die oggend, as u dit uitadem. Nou so het God die woord gegee, gedrywe, ingegee, deur inspirasie. En so het u en ek die vaste woord van God ontvang. Nou die gedagte van Bybelse inspirasie het dan te doen met hoe die Here dit vir ons gegee het. En die Bybel is uiters presies met verwysing na sy eie geloofwaardigheid en sy eie inhoud. Daarom het die Here Jesus dan ook sonder enige voorbehoud die Ou Testament aanvaar, sowel as al die Ou Testamentiese kwotasies wat hy aangehaal het. Die Ou Testamentiese profete self het gesê, so spreek die Here. Hulle self het hulle op die besondere gesag beroep van, so spreek die Here in hulle. En wat ons dus hier het is, inspirasie verwys na die oorspronklike woord van die Gods openbaring. Nou die wonder hiervan is dat die Bybel self getuig, dat dit is nie deur 'n wil van 'n mens gegee nie, maar deur God self. Daarom het die Ou Testamentiese skrywers dan herhaaldelik aan geskryf dat die Here hulle bevel gegee het. Eksodus 17 vers 14, Eksodus 34 vers 27, Jesaja 8 vers 1, Daniël 12 vers 4. Die Ou Testament self word, wanneer dit neergepen word, deur God se profete erken dat die Here dit in hulle mond gelê het. Selfs Jesus in Matteus 4 vers 4 sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. En daar haal Jesus self aan uit Deuteronomium 8 vers 3, as hy sê, dat uit die mond van die Here uitgaan, elke woord wat deur die mond van die Here uitgaan. Dus die woord van God, die Bybel beteken, dit is die woorde wat by die mond van die Here uitgegaan het. Dit is God se woord aan ons. Wat bedoel ons met Bybelse inspirasie? Wat ons hiermee verstaan, is dat die inspirasie waaronder die Bybelskrywers verkeer het, onderwyl hulle geskrifte te boek gestel het. Dit beteken dus dat die inspirasie van die skrywer kom uit sy innerlike, uit sy gees, as dit 'n kunstenaar is.
Maar as dit die Bybelskrywer is, dan kom die inspirasie deur die Heilige Gees. So jy het die inspirasie van die menslike gees en jy het die inspirasie van die Heilige Gees. As ek gaan sit en ek skryf 'n pragtige boek, of ek skryf 'n gedig of iets moois, of ek komponeer 'n pragtige musiekstuk, of 'n lied, wat ons hier het, is dat ons komponeer musiek vir 'n lied, soos 'n Beethoven, of 'n Bach, of 'n Tchaikovsky. Wat ons hier het is, dit het te doen met die kunstenaar se gees. Maar as dit by die Bybel kom, is dit die inspirasie van die Heilige Gees, wat op die Bybelskrywer inwerk, en dat die Heilige Gees se werk dan so tot stand kom, so die teboekstelling van die Openbaring wat die mens daar skryf, is van die Here self. En God het op verskillende tye homself geopenbaar deur aan die mens iets te wil bekend maak. Daarna is daardie persoon deur die Gees van God beweeg om daardie geopenbaarde suiwer en noukeurig te boek te stel, sodat dit vir later eeue en geslagte bewaar kon bly. So die inspirasie is dan daardie besondere werking van die Heilige Gees, wat die skrywer beweeg het om die dinge wat God openbaar of bekend maak, op skrif te stel. En die waarde en betekenis van die inspirasie is dan dat die getrouheid en die suiwerheid van hierdie dinge wat geskrywe is, gewaarborg word. Dink bietjie daaraan dat van die vroegste tye af het God homself geopenbaar en met die mens gespreek. Hy het met Adam, met Henog, met Noag, met Abraham, met Moses en die profete het hy gespreek. Uiteindelik het die Here Jesus self gekom en met die mens gespreek. Maar daardie dinge sou mos met verloop van tyd almal verlore gegaan het, as dit nooit op skrif gestel is nie. Nou die optekening van daardie geopenbaarde dinge moes onder die duidelike en besondere leiding van God self plaasgevind het, sodat die optekening suiwer en vertroubaar kon wees. Daardie leiding het God gedoen deur sy Gees. Ons noem dit inspirasie. En nou God het net soveel laat opteken in die woord as wat vir u en my nodig was om te weet. So die inspirasie van die Bybel, as u nou vir my sê, maar pastoor Raymond, waar kom die Bybel vandaan? Dan sal ek mos nou vir u sê, dat die inspirasie van die Bybel beteken dat onder die leiding van die Heilige Gees daardie skrywers, wat hulle van God ontvang het, neergeskryf het en neergepen het, en dat hulle woorde so opgeteken is, as die woorde van God, wat hy gespreek het. En hoe die inspirasie ingewerk het, wel, dink maar aan die Bybel, byvoorbeeld aan Moses. Hy moes, die Here het hom bevel gegee, om alles neer te skryf en op te teken, wat hy saam met Israel deurleef het, ondervind het, en ook gesien het. Hy moes dus die geskiedenis, wat hy self saam met hulle deurleef het, moes hy opgeteken het. Die profete, die Ou Testamentiese profete, hulle het weer boodskappe van God ontvang, in hulle eie harte, en is dan deur die Heilige Gees gelei, om daardie boodskappe duidelik en noukeurig neer te skrywe. Lukas die geneesheer en evangelis, hy is deur die Heilige Gees beweeg, om alles in verband met die lewe van die Here Jesus, wat gebeur het, eers vooraf noukeurig te gaan ondersoek, en dit dan op skrif te stel. Paulus, hy skryf uit sy hart, die drang van die omstandighede van gemeentes en persone, gelei deur die Heilige Gees. Die psalmdigters, hulle skryf uit hulle eie sielservaring uit, hulle stort hulle hart uit, in 'n lied van wee en droefheid, of van lof en danksegging en aanbidding. En al hierdie dinge was onder die direkte leiding van die Heilige Gees. Nou wat die Bybel vir ons leer in verband met sy eie inspirasie, is dat hierdie godsmanne en hierdie profete
het altyd opgetree met 'n bewustheid dat hulle 'n bepaalde roeping van die Here, soms selfs teen hulle eie wens en hulle eie begeerte. Dink maar aan Jona, toe God vir Jona roep, dit was teen sy wil en sy wens en sy begeerte om vir Ninive te gaan preek, maar God het hom gedrywe totdat hy dit gedoen het. So op een of ander manier, sowel al die Bybelskrywers bevele ontvang het, of 'n aandrang deur die Gees van die Here gevoel het om te skrywe. En soos byvoorbeeld met Johannes, die laaste boek in die Bybel, met sy gesig wat hy gesien het van die Here op Patmos, daar was ook aan hom gesê, in Openbaring 1 vers 11 en vers 19, skryf wat jy sien in 'n boek. Die Bybel self verklaar op watter manier die Here se woorde tot die mense gekom het, naamlik deur sy Gees. Hoor wat sê Dawid in 2 Samuel 23 vers 2. Die Gees van die Here spreek in my, en sy woord is op my tong. Sagaria, in Sagaria 7 vers 12. Dis die wet en die woorde wat die Here van die leerskare deur sy Gees, deur middel van die vroeë profete gestuur het. Petrus, in 2 Petrus 1 vers 21, geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek. Paulus, in 2 Timoteus 3 vers 16, die hele skrif is deur God ingegee. So die mees algemene wyse waarop die inspirasie gewerk het, is die Heilige Gees wat in die harte van die godsmanne die drang gegee het om te skryf wat hulle gesien, gehoor, deurleef, of wat hy die Here aan hulle meegedeel het, en dat hy hulle ook gelei het om te skrywe, sodat hulle as ware van self gewaar, geweet en gevoel het, dat hulle wat hulle moet skryf, en ook wat nie. En so het God sy woord vir ons te boek gestel. Elke skrywer openbaar sy eie aanleg, sy aard, en hy behou ook sy eie styl. As u dink aan die manier hoe Dawid geskryf het in Jesaja, of Dawid en Matteus, of dink aan die manier wat Matteus geskryf het en wat Petrus geskryf het, of Paulus, elkeen het sy eie persoonlikheid gehad, en die Here het met elkeen sy eie taal en styl gewerk, toe daardie woorde neergepen is. En so verstaan ons, dat alles in die Bybel, elke deel, elke woord, deur God geïnspireer is. En dat ons nie die inspirasie sal gaan soek in elke afsonderlike woord en lettertjie wat los staan nie, maar in hulle regte samehang en in hulle regte betekenis, konteks en verband. Deur sy inspirasie, God se inspirasie, is die Bybel 'n boek vir elke mens, en dit duur tot aan die einde van die eeue. Dit is oud, sonder om ooit te verouder. Dit bly altyd nuut en vars. Dit gee lig en raad in alle omstandighede van die lewe. En so, deur die inspirasie van die woord van God, word die misterie van die drie enige God vir ons duidelik en werklik, en word Christus vir ons 'n lewende en 'n werklike persoon. Laat my dink aan iemand wat eendag gesê het, die Bybel is tydig, nuut en vars, soos môre se koerant. Besef u dat God se woord kan net nooit verouder nie. Dit bly altyd nuut. So, as ons praat van dat die Bybel is geïnspireer, dan sê ons dat dit is letterlik God geblaas. God het die hele skrif uitgeblaas. En so was die goddelike gedagte op die menslike gedagte afgedruk. Dis wel deur mense neergeskryf. God het self die 10 gebooie, het hy op die 2 kliptafels met sy vingers geskryf, en later is dit oorgeskryf in boekvorm. Maar wat neergeskryf was nie die mense eie gedagtes nie, maar alleen die van God.
So Bybelse inspirasie kan dan omskryf word as God se besturende invloed op die skrywers se denke en God se toesighouding oor die skrywers, sonder die uitsluiting van hulle natuurlike intelligensie, hulle individualiteit, hulle literêre styl, om sy openbaring aan die mensdom in woorde sonder foute neer te pen. En nou moet ons onderskeid maak tussen geïnspireerde verklarings en 'n geïnspireerde rekord of weergawe. Byvoorbeeld, daar is talle uitlatings van Satan in die Bybel, en tog weet ons, hy was nie goddelik geïnspireerd toe hy dit gesê het nie. Tog is dit die inspirasie van die Gees wat gemaak het, dat ons 'n weergawe het van daardie uitlatings van hom in die Bybel. Met ander woorde, inspirasie is nie begaan oor die oorsprong van die feite nie, maar wel oor die akkuraatheid van die verklarings, soos dit in die skrif vir ons weergegee word. En dit is waaroor die Bybel besorg is. As ons kyk na die omvang van inspirasie, dan is dit vir my net baie interessant as ek so na mense luister in my eie Bybelskool op 'n Dinsdag aand, wanneer ek nou so met al my studente gesels. Dan kan jy nou agterkom as jy nou met baie keer met mense praat, baie glo dat die gedagtes geïnspireer is, maar nie die woorde self nie. Dat dit was uitsluitlik die keuse van die skrywer self. Nou, hierdie stelling is net nie aanneemlik nie, want gedagtes kan nie van woorde onderskei word nie. Die gedagte dat die Bybel die woord van God bevat, eerder as wat dit die woord van God is, konfronteer ons met 'n ernstige probleem. Hoe sal ons weet watter dele van die Bybel is betroubaar en watter dele is nie? Dit sal mos elke mens laat om vir homself te besluit wat is geïnspireerd en wat is nie geïnspireerd nie. Daarom aanvaar ons nie so stelling dat die Bybel die woord van God bevat nie. En ek maak die stelling dat die Bybel die woord van God is. Die hele Bybel, al 66 boeke, die Ou en Nuwe Testament saam, 39 van die Ou Testament en die 27 van die Nuwe Testament. Hierdie 66 boeke, hierdie biblioteek, hierdie kanon, God se maatstaf aan die mens, God se woord, is die woord van God. En weet jy, in die weke en in die maande wat vir ons voorlê, gaan ek met u gesels, elke Vrydag aand, wanneer ek aan die woord is, hier by Fokus op die Woord, oor wat staan in God se woord. Vader, ons wil u loof vir u heerlike woord. Waarlik waar, hierdie is die woorde van die lewende God. En wat Jesus gesê het, is vir ons neergepen. Nou, wie toe sal ons anders gaan? Daartoe u met die disippels gesels het in Johannes hoofstuk 6, en die vraag vir hulle, maar wil julle nie ook weggaan? Toe sê hulle, Here, maar na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe. Here Jesus, en daardie woorde van u, en ook die woorde van die hele skrif, is die woorde van Vader en wat u gespreek het. Ons het dit lief, ons wil dit vashou, ons wil dit in ons hart bewaar, soos wat daar in Openbaring 1 vers 3 staan, salig is hy wat die woorde van hierdie profesie hoor, wie dit bewaar, en ja, wie dit nadink, wie dit bepeins, wie dit in sy hart hou. Vader, terwyl ons dit lees, terwyl ons dit gaan vashou, terwyl ons dit gaan bestudeer, in die weke en die maande wat voorlê, lei vir ons, praat met ons, breek dit oop, heerlik en goddelik, voed ons met die brood van die lewe, dat ons kan eet van die ware lewe, die brood van Christus. Ons loof u Vader, in Jesus lieflike naam. Ja, baie dankie dat u vanaand saam met my tyd spandeer het, op Fokus op die Woord. Ek kyk uit na volgende Vrydag aand, en dit gaan 'n heerlike aand wees, en ek gaan met u praat oor die Godheid, die drie enige God. Moet dit nie misloop nie. Die Here seën vir u, sterkte en voorspoed. Baie dankie.